Ja, sy goeienaand almal, goeiemiddag. Die wind waai lekker daar buite hard, ons verwag reën vanaand. So, welkom aan elkeen wat vanaand inskakel. En ons gaan hierdie donderdagmiddag se kort boodskapie geniet. En ek sê vandag welkom en mag julle hierdie boodskap vanaand geniet saam elkeen van ons. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons deurgedra het deur hierdie dag, waar ons gekom het, waar ons gegaan het. Weet ons was saam met U. Here, vanmôre het U ons pad vooruit gegaan. U het ons beskerm, Here, en ons is vanaand veilig by ons huise, Here. En ons wil vir U dankie sê. Mag U asseblief hierdie woord vanaand seën, mag dit tot elke hart spreek vanaand, en mag U alleen die eer kry daarvoor, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, die opskrifie vanaand is, ons is nie in kompetisie met mekaar nie. En dit is so hartseer om te sien in die tyd waarin ons lewe vandag, met sosiale media, en daar is geen liefde meer in die wêreld nie. En in ons kerke, in ons families, oralste sien ons dit. Daar is nie meer liefde nie. Mense is kwaad. Mense haal mekaar uit oralste op sosiale media, en dit is hartseer om te sien dat mede-Christen boeties en sissies mekaar afbreek, mekaar beskinder en mekaar sleg sê. Daar is soveel mense wat nie die son oor iemand anderste wil laat skyn nie. Daar is predikers wat die woord van God afbid en hulle tyd spandeer. En wanneer hulle die woord bring, dan is daar op sosiale media of altyd iemand wat daai pastoor of iemand afbreek en sleg te maak. En ons is supposed to be om mede boeties en sissies in Christus te wees, wat die naam van Jesus moet uitdra en hoogdra. En ou Jakobus, nie ek nie, Jakobus sê dit so mooi. Hy sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. En dit, my broeders, hoort nie so nie. As ek en jy vandag sê dat ons is wedergebore, bloedgewaste kinders van God, moet ons besef, ons as Christene is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons hardloop dieselfde wedloop. Nou in 1 Korintiërs 9, vers 24 tot 26 staan daar. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle sekerlik kan behaal, en elke een wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. So saam met hierdie gedeelte, wat Paulus hier vir ons die voorbeeld gee van 'n atleet wat op die baan hardloop. In Matteus 7 vers 24 tot 27 word dit vir ons verduidelik dat daar is 'n breë pad en 'n smal pad. So in konteks met hierdie boodskap van vanaand, en ek het niks teen atlete nie, hoor. Ek hou van atletiek, maar is 'n voorbeeld wat ek wil gebruik vir hierdie boodskap van vanaand. Die atlete wat verskillende items deelneem, hulle spring paal, hulle doen gewigstoot, hamergooi, verspring, hoogspring, hulle hardloop 100 meter, 200 meter, 400 meter, hulle neem deel in al hierdie items. En vir hierdie boodskap is dit die mense wat op die breë pad is, want daar is vir hulle soveel opsies. Hulle kan in al die itemme gaan deelneem. En die nadeel van dit is dat jy naderhand uitbrand. Die nadeel van dit is dat jou fokus is op so baie verskillende dinge. En dit is presies hoe dit vandag in die wêreld gaan wanneer jy sonde doen. Jou aandag is op soveel verskillende tipe sondes wat jy kan doen. En op een of ander tyd gaan jy uitbrand, of jy nou wil of nie. En daai sonde, van al die verskillende sondes wat jy doen, gaan jy uiteindelik hel toe vat, as jy nie gaan uitroep na God toe nie. En dit is wat wonderlik is, dat as jy uitroep, dan kom Jesus na jou toe.
Hy is nou jou nuwe afrigter. En hy kom gee vir jou 'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid, waar jy op die breekpad was, waar jy al hierdie verskillende itemme aan deelgeneem het op die baan. Kom hy nou by jou en hy sê vir jou, Matteus 11 vers 28, as jy vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Nou vat hy jou van die baan af weg, en hy sit jou hierso en hy sê, ek het vir jou iets nuuts, ek wil vir jou iets nuuts gee. In plaas van al daai dinge te doen, gaan ek vir jou een item gee om te doen. En hy maak van my en van jou, by wedergeboorte, 'n lang afstand atleet. En nou hardloop ons soos 'n komrits. Ons hardloop saam. En dit is die smal pad waarvan Matteus 7 praat. Nou is dit 'n heel anderste manier van oefen. Ons moet gefokus bly, ons moet endurance hê om 'n lang afstand te kan hardloop. Ons moet gefokus wees, ons moet na ons nuwe afrigter luister, want ons het net hierdie een item om te doen. En almal wat bloed gewas is, almal wat wedergebore is, almal wat gesê het, ek wil, ons almal hardloop saam in hierdie wedloop. En nou kom Jesus en hy leer ons. Gaan ons nog steeds krampe kry? Ja. Gaan ons nog steeds blaase kry? Ja. Gaan ons nog steeds probleme kry op hierdie pad? Ja. Maar ons gaan dit maak. Want ons het een uitsluitlike doel in oë, en dit is om die wenstreep te maak, om uiteindelik by die hemel uit te kom. So ons is nie, wanneer ons op hierdie smal pad hardloop, wanneer ons van die atletiekbaan na die pad toe kom, nou werk ons is veronderstel om saam te werk. Nou kom die woord en hy sê vir ons in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Onthou, wanneer ons nou op hierdie lang afstand hardloop, want dit is hoe ons eendag by die hemel gaan uitkom. Hierdie is 'n lang afstand. Hierdie is endurance, ons moet uithou. Maar wanneer ons daar gaan uitkom, gaan ons 'n onverwelklike krans kry. My krans gaan nie beter wees as iemand anders tussen nie. Ons het dieselfde doel, en dit is om die hemel te haal. Hierdie wedloop is nie daar dat ons in kompetisie, ons wedergebore kinders van God is nie in kompetisie met mekaar nie. Ek het nie nodig om 'n ander boetie of sussie wat in Jesus is, negatief te benadeel, sodat ek moet eerste kom nie. Sodat my naam beter moet wees as iemand anders se naam nie. Ons almal gaan dieselfde prys kry as ons oor die wenstreep hardloop. En moenie, en dis my boodskap vanaand, moenie laat jy eendag oor die wenstreep kom en ons afrigter Jesus Christus gaan vir jou sê, maar jy het nie by die reëls gebly nie. Jy het dit en dit verkeerd gedoen. Jy het gedink jy is beter as jou boetie en sussie. Jy het hom nie gehelp toe hy geval het nie. En dis wat die lang afstand, hierdie komrits wedloop maak, is dat wanneer jy 'n kind van die Here is, gaan jy daar wees om mekaar op te help. Want ons hardloop nie teen tyd nie. Ja, ons elkeen, ek mag vanaand al doodgaan, iemand anders mag, maar ons is in dieselfde wedloop. Maar wanneer jy iemand sien sukkel, help jou boetie en sussie. Moet hom nie afbreek nie. Moet hom nie uitlag as hy daar so 'n kramp kry. Nee, help hom op. Laat ons hierdie wedloop saam hardloop. Laat ons saam oor die wenstreep gaan. En laat ons saam elke een sy onverwelklike krans kry, sodat Jesus op die einde van die dag verheerlik kan word. En weer eens, ek wil afsluit met die tema, ons is nie in kompetisie met mekaar nie, maar ons hardloop hierdie wedloop saam. Vader, baie dankie Here vir hierdie boodskap. En help ons vandag om nederig te wees. Help ons vandag, Here, om meer soos Jesus te wees. Romeine 12 vers 2 sê dit mooi. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. So Here, ons moenie wens om terug te gaan na die atletiekveld en weer aan al die verskillende items deel te neem nie. Maar hou ons gefokus, Here,
om hierdie lang afstand te voltooi en eendag saam met u aan die feesmaal te sit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Mag julle 'n geseënde aand hê, vol van die liefde van Jesus Christus. Bye bye.